Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Alrika, dankie dat jy vandag met ons gesels oor sensoriese integrasie. Ek het baie vrae. Ek is bly dit skakel sommer aan by vorige episodes wat ons gedoen het oor kinders, maar vandag fokus ons op ouers self, wat ook belangrik is. Voor ons begin, vertel ons van jou en jou werk en jou gesin. Baie dankie. Ja, dis lekker om by julle te kuier vandag. So 'n bietjie oor myself. Ek is 'n arbeidsterapeut. Ek het in 2018 my meesters by Tikkies ook gedoen in arbeidsterapie. Toe verder doen ek my kwalifikasie in sensoriese integrasie en ek dien tans op die SAICI board. Nou die SAICI board is die Suid-Afrikaanse Instituut vir Sensoriese Integrasie. En hierdie jaar moet ek sê is 'n baie spesiale jaar vir my, want ons het ons 10de verjaarsdag by Big Tech Therapy hierdie jaar. So ek voel nog ons baie trots daarop. En dan 'n baie interessante ding van my is ek het met my beste vriend getrou. Maar net om dit ekstra interessant te hou, is hy het 'n heeltemal teenoorgestelde sensoriese profiel of sensoriese styl as wat ek het. En ons het saam 2 kindertjies, 'n 5-jarige en 'n 6-jarige. Baie dankie. En as jy dalk vir iemand moet verduidelik in eenvoudige taal, ons wat nou nie al die agtergrond en die kennis het wat jy het nie, net so 'n sin of twee waaroor ons vandag gaan gesels, wat is sensoriese integrasie? Ja, dit is nogals 'n mondvol as mense dit so vinnig probeer sê. Maar sensoriese integrasie gaan basies oor hoe jou brein dit wat oralste in die wêreld om jou gebeur interpreteer. So ek gebruik baie keer die voorbeeld van 'n besige stad. Al die karre ry rond, dis spitsverkeer, daar's verkeersligte en robotte en al die dinge. En dit is eintlik maar net simbolies van al die inligting wat van al die bronne af vandaan kom, wat in 'n rigting moet inbeweeg. En dan baie keer met 'n sensoriese integrasie uitval, of as mens nou 'n bietjie van 'n meltdown het of so, dan is dit 'n verkeerslig wat byvoorbeeld nie sou werk nie. En die inligting kom nie akkuraat deur na die brein toe nie, wat beteken jy kan nie lekker interpreteer wat eintlik gebeur nie. En dit natuurlik het 'n baie groot invloed op jou gedrag en hoe jy reageer, selfs hoe jy emosioneel voel. So ek dink as mens dink aan sensoriese integrasie, is dit eintlik baie omvattend. Dis baie daar's baie fyn nuance daaraan en ons baie elemente wat eintlik 'n invloed kan hê. So dis baie belangrik om dit te weet van jouself ook. So ja. Dankie, ek hou altyd daarvan as iemand iets verduidelik met 'n metafoor of 'n vergelyking, so jou stadvergelyking werk nou goed. En dit skakel vir my so mooi aan by 'n episode wat ons onlangs gedoen het oor kinders en dissipline, waar Lizaan Du Plessis natuurlik ook 'n arbeidsterapeut vir ons verduidelik het hoe jou kind se sensoriese profiel beïnvloed hoe jy hulle moet dissiplineer, wat wonderlik was. Maar vandag, en dit is so belangrik, praat ons nie oor jou kind nie, ons praat oor jouself as die ma of die pa, wat tog ook so belangrik is, want mense vergeet dis nie net hierdie klein mensie as jy 'n ouer is wat jy moet dissiplineer of rig en lei nie, jouself speel ook 'n invloed in daai verhouding. Dis 'n 50-50. So, hoekom gesels ons vandag oor die ouerlike aspek van sensoriese integrasie? Hoekom dink jy moet ons self verstaan hoe ons breine en ons sensoriese impulse werk? Ja, ek dink dis 'n baie belangrike erkenning om daai bewustheid te hê van hoe ervaar my lyf dit wanneer daar sê net maar 'n baie besige omgewing om my is, of as die kinders bo my klim en hulle wil my nat swentjies gee en hulle skree in my ore en soos hoe ervaar jy dit en dan wat is jou reaksie op dit? En ek dink die geheim agter dit is as jy die bewuswording daarvan het, dan gee dit vir jou die kennis om dan weer doelgerig en intentioneel te wees met hoe jy eintlik optree met jou kinders. Want as 'n mens eintlik maar net of gaan met dit en jy raak geïrriteerd sien maar die kinders wat skree in jou ore en jy gaan af op hulle, dit bou eintlik nie, dit is eintlik nie goed vir verhouding nie en dit trek ons nader aan mekaar nie. So ek dink die beginpunt daar is ken jouself en verstaan hoe jou eie sensoriese stelsel werk sodat jy intentioneel kan wees. Dis eintlik maar waar dit gaan. En selfgeldende gedrag, né? Ek dink ons mammas is baie geneig om nie so selfgeldend op te tree nie. Ons gee baie meer van onsself as dit ons baie keer moet. En dit is ook 'n baie sterk lyn in ons sensoriese stelsel om seker te maak dat jy weet waar is jou grense en hoe ver jy jouself eerder nie moet vat nie. So ja.
Dan kan ons dalk ook 'n bietjie meer deernis met onsself hê, nê? Miskien as jy 'n moeilike dag Ja. het of jy's geïrriteerd om te besef dat ja, ek sukkel want dit was nou die omstandighede wat buite my beheer is en dan jouself ook te kan verstaan. En ek leer so baie eintlik op die podcast ook en as 'n mens iets verstaan, dan kan jy beter optree en meer ingeligte keuses maak. Maar Alrika, jy het so 'n mooi voorbeeld van 'n boom wat die verskillende sensoriese integrasiestyle verduidelik. As jy net so kortliks kan praat oor die blare en die bas en die wortels en elk en dit net eers verduidelik en dan kan ons 'n bietjie oor elk gesels. Ja, jy's baie welkom. So, ek hou baie van die tema van 'n boom en dis hoekom ek my praktyk ook dit genoem het. Ek is baie lief vir bome en dit sê eintlik vir my so baie. Maar as mens nou deurgaan na die sensoriese gedeelte daarvan, as ons begin van bo af onder toe. Die blare is as jy nou dink aan blare en veral hierdie tyd van die jaar is dit my so mooi as al die groen blare so skielik ontpop en ons het nou hier in Pretoria begin jacaranda blommetjies uitkry ook. So dit maak ook die hele plek lekker pers weer. Maar al die beweging, as jy dink aan blare en aan takke, die wind waai deur hulle is groei, hulle is helder, hulle is jy weet in beweeg. Dit is altyd beweging as mens nou kyk na 'n boom en die blare. Selfs op 'n stil dag gaan sal dalk 'n voeltjie wat aan die tak rondspring en nog steeds die beweging sien, nê. En ek dink baie keer as 'n mens daai vergelyk tot 'n tipe sensoriese profiel, dis meer iemand wat hou van beweging in hulle lewe. Dis mense wat intensiteit soek, mense wat hou van harder, hoër, vinniger, meer en op 'n sosiale vlak selfs bietjie meer ekstroverties kan wees. Ook nie noodwendig altyd nie, maar daar is 'n element daaraan. En ja, so ek dink dit is nogal so as ons nou ook nog 'n metafoor wil dink, as mens dink aan die blare. Die hoeveelheid sensoriese insette wat jou lyf kan hanteer. Soos 'n byvoorbeeld van 'n blaarpersoon is iemand wat soos 'n beker het wat 'n gat onderin het. So jy kan aanhou gooi en gooi en gooi en gooi en ja, hy word eintlik baie min vol of hy eintlik glad nie want ons 'n gat in die beker, né? Maar dan as mens kyk na die boomstam, dis nou die gedeelte wat nou so 'n bietjie harder en bietjie dikkerig is en dis stewig en dit beskerm die boom. En jy weet baie min beweging eintlik in 'n boom. So hulle kort verskriklik baie insette nou weer, alhoewel hulle nie aktief soek na die insette nie. So hulle is stewig, hulle is daar, hulle is sterk en hulle is jy weet gematig. Maar hulle kan soms uitzone of lyk hulle of hulle nie heeltemal in die oomblik is nie. En hulle kan ook baie keer of hulle self vergeet op 'n manier dat hulle al wakker word in die middel van die dag en dink o, gits, ek het nog glad nie geëet vanoggend nie of hoekom voel ek nou so snaaks, maar ek het dan net nog nie gerus vandag nie of wat ook al. So hulle vergeet eintlik so 'n bietjie van hulle self. Ja, so hulle is baie interessant is. En dan die wortels natuurlik. As jy dink aan waar wortels is. Wortels is lekker diep in die grond, baie keer beskerm deur die grond natuurlik. Maar hulle is sensitief. Jy wil nie 'n wortel hê wat oop in die lug is nie, 'n wortel wat te veel water kry, 'n wortel wat raak getrap word, hulle breek maklik. En hulle is so belangrik eintlik vir die gesondheid van die hele boom. Dis nou die tipe persoonlikheid wat byvoorbeeld vinnig oorgestimuleer raak, wat gou angstig raak in 'n omgewing, wat vir jou kan inloop in 'n kinderpartytjie en dadelik in 'n oogwink vir jou kan wys, daar's al die probleemareas of daar's al die gevaarareas. Dis ook gewoonlik die mamma wat jy graag wil hê daar by jou moet wees, want hulle het gewoonlik 'n noodhulptassie om te help as daar 'n krisis is ook so dit is eintlik heel oulik. Ja, so dis daai 3 gedeeltes. Ek dink dit is so lekker dat 'n mens bietjie meer nuance kry en dis bietjie dit breek bietjie daai ding van of jy's 'n ekstrovert of jy's 'n introvert want ek dink baie keer sê mense maar ek identifiseer nie heeltemal ek het eienskappe wat tipies as ekstrovert gesien word en introvert en hierdie voel vir my jy kan meer hierso inpas. Kan 'n mens ook 'n kombinasie van verskillende style wees? Ja, verseker. Ek dink die kombinasies hang baie af van wat van jou verwag word in die dag of in die oomblik. Byvoorbeeld mens kan dalk eerder 'n wortel wees by die werksplek as jou werk vereis dat jy baie meer sensitief moet wees met wat gebeur. Byvoorbeeld in my werk sal ek baie keer vind dat ek is 'n wortel vir alles ek met die sensitiewe ouetjies werk wat baie tassensitief is, baie gehoorsensitief is. Dan vind ek my wortels kom meer uit want dan kan ek hulle die beste dien en ek kan hulle beste op hulle fokus en ek kan
baie fyn ingestel wees op wat hulle eintlik nodig het. En dan by kere as ek nou dink as ek by die huis is om met my eie kinders, kan ek baie keer 'n boomstamp wees. Wat soms dit is, o ja, okay, jy huil nou en jy's nou ongelukkig, maar wat die laas het jy geëet? Wag, kom ons gaan kry gou ietsie om te eet ook. So ek dink almal tot 'n mate eintlik doen al drie eintlik, nê? Nee? As jy dink aan sekere situasies wat jy bietjie meer sosiaal en vrolik en meer insette nodig het, en ander kere wat jy bietjie meer gefokus moet wees, ja, of meer ingestel moet wees op sekere dinge. Ja. Ek dink ouerskap bring daai element van die boomstam op stam, nou is almal na vore daai van, o, ek het nog nie geëet nie. Ek dink elke ouer kan hiermee identifiseer. Maar kom ons praat 'n bietjie oor elkeen en die geleenthede en uitdagings. Jy sê nou blare kan baie hanteer, baie sensoriese inputs. So te sê mense sal dan nou amper dink, jy weet, hulle kan eintlik enige iets hanteer, maar wat sal hulle uitdagings wees jy as ouer in 'n gesinsopset byvoorbeeld? Ja, soos ek sê, ek dink in terme van die blare met hulle groot koppie wat eintlik nie 'n bodem het nie, kan hulle baie keer veral ons jonger ouetjies vinnig oorstimuleer, want dis die een ding na die volgende ding. O, wag, jy moet hierdie boekie ook doen vandag en o, wag, jy moet hierdie aktiwiteit ook doen en kom ons gaan gou vir ouma gaan kuier in die kar hierdie kant toe en daai kant toe. So dit kan soms veral as jy 'n wortelkind het. Dit klink erg om te sê wortelkind, né? Maar as jy 'n sensitiewe kind het, dan maak dit nogals vir hulle angswekkend, want dis heeltyd hierdie vereistes en heeltyd hierdie veranderinge wat oorweldigend kan wees. So 'n mens gaan moet ekstra ingestel wees op dit, veral as jy weet jy's 'n blaarmamma. En wat ek ondervind met die blaarmammas ook is dat hulle raak gou verveeld met die eentonigheid van kom ons lees dieselfde boekie 20 keer. Hulle wil 30 verskillende boeke lees. Is dit ook daai mamma wat sê ek kry so skaam om dit te sê, maar dit verveel my om by my kinders te sit en speel op die grond. Dis nie vir my lekker nie. Ja, hulle soekie beweging, hulle wil aangaan, hulle wil nie nou in die sandpit sit saam met hulle kind en 'n grafie grou nie. Hulle wil eerder aan die boomtakke hang of gaan swaai of gaan hardloop of ietsie saam met hulle kinders gaan ontdek in die tuin of so. So ek dink, wat ek dink ook die blaarmammas mee sukkel is om daai voorspelbaarheid in die omgewing te skep ook. Baie keer met rotine is daar 'n voorspelbaarheid wat mense het en dit gee ook vir hulle daai gemoedsrus van o, ek weet wat volgende verwag, veral as jy 'n sensitiewe kind het en dan sukkel hulle eintlik om te weet wat volgende gebeur. Ek meen baie keer is ons so geneig om ons kind te gryp by die arm, kom ons gaan gou by ouma of kom ek moet gou winkel toe en baie keer sê ons nie eens vir hulle want toe gaan ons nie, ons gryp hulle net en dan gat ons en dis eintlik onvoorspelbaar vir hulle en dit skep nie 'n gevoel van geborgenheid nie. So ja, dis definitief ietsie wat ons blaarmammas aan kan werk. En dan ons beweeg aan die stam. Ek dink mense het so 'n prentjie van standvastig en dat hier dalk eintlik nie uitdagings gaan wees nie, dalk gebalanseerd, maar soos ons sê daar's nie eintlik 'n goeie of 'n slegte een nie, dis net verskillend. So wat is die bas of die stam se uitdagings en geleenthede natuurlik? Ja, nee, ek dink as mens nou dink aan 'n boomstam, hulle raak nie vinnig oorlaai nie. So hulle is die tipe mamma wat kan sit en boek lees en ook op die swaai kan gaan speel. So hulle kan albei doen. Die enigste probleem daar ook is hulle maak baie keer kompromie met of hulle laat goeders toe wat hulle nie noodwendig moet toelaat nie. En ek praat nie nou van dissipline goeders nie, ek praat meer van 'n sensoriese vlak. So as hulle sinema as die boomstamp sinema sensitief is vir beweging en hulle weet dit, maar hulle besef dit altyd eers te laat en hulle dogtertjie sê net maar sê, "Kom ons swaai nog 10 keer." En jy sê, "Okay," en jy doen dit. Gaan jy baie sleg voel daarna, want dan jy daai grens wat jy weet jy's eintlik bietjie sensitief op daai vlak dan deurgedruk. So ek dink die boomstampe sukkel met gesonde grense. Dit blur baie keer vir hulle want hulle wil en hulle kan eintlik baie hanteer tot op 'n punt. En dan is hulle ook ons drukkokers. So dis okay. Volgende oomblik is dit nie meer okay nie. Want nou het ek te veel vir myself en te veel vir my brein gegee. As jy dink aan daai prentjie wat ek vir jou vertel het oor die stad en al die karre. So al die karre beweeg lekker en al die karre kom in en dis ewe skielik is dit spitsverkeer en dis nou te veel en ek weet nou nie, nou voel ek oorweldigend met al die dinge en ek weet nie lekker wat om te doen nie en dan gil ons skree, ons storm uit, ons doen al die lekker dinge wat 'n drukkokkertjie nou sal net bietjie stoom af ontlaai. So ja, dit is ietsie wat hulle baie attent moet op wees. En dan soms mis hulle ook hulle kinders se behoefte
of sensitiwiteitsbehoeftes. So soms as hulle sê net maar sien 'n kind kry seer op die speelgrond, of hoe kan ek eerder sê? Ek sê eerder sê hulle is nie altyd so spesifiek ingestel op elke kind se behoefte nie, en dit maak dan ook dat hulle eintlik maar dit ook soos hulle eie self sien en soms vergeet van hulle eie behoeftes, dat hulle soms vergeet van hulle kinders se behoeftes. Nie op 'n kwaadaardige manier van ek weet ek wil nie my kind mooi hanteer nie, maar dis net soms 'n onbewustelike ding wat gebeur. Miskien dalk nie optel die kind is nou besonder stil vandag en daar dalk ietsie by die skool gebeur of iets van die aard nie. En dan die wortelstyl, ek kan dink vir iemand wat 'n wortel is en skielik het jy kinders en dalk vir alle huis met klein kinders, as ons nou dink aan 2 under 2 en daai goed, dit moet tog 'n uitdaging wees, want dis soos jy sê iemand wat dalk maklik oorweldig voel. En liewe aarde, selfs ek wat ek dink nie 'n wortel is nie, maar partykeer voel ek net so lief as wat ek vir hulle is, wil ek net 'n bietjie stilte hê en 'n breek hê. So ek kan dink as jy iemand is wat regtig 'n behoefte het vir 'n bietjie meer kalmte en minder input, moet dit uitdagend wees, né? Vir 'n feit, ek dink 'n wortel hou van rotine. Hulle hou van dinge op hulle plek, hulle hou van die stil en die rustig. So nou gooi jy 2 onder 2. Ek het ook 2 onder 2 gehad vir 'n rukkie. Dit was 'n uitdaging, ek moet sê, ek gaan nou nie vir jou jok nie. En ag, dan kry mens baie keer een van 2 reaksies wat hulle kan hê. Of hulle kan ontplof, ook soos op drukkokertjies, of hulle kan heeltemal onttrek, want hulle het nou daai behoefte, hulle is bietjie oorgestimuleer en dan onttrek hulle heeltemal. So as mens dink aan die koppie voorbeeld met 'n wortel se koppie is baie klein. So jy kan daai insette ingooi en die harde geraas en die gewoel en die rondhardloop, en dan is daai koppie vol, en as daai koppie vol is en ons voel oorweldig, dan is dit te veel. Dan voel jy of jy uit beheer uit is. Dit voel of jy angstig is, en dan baie keer met ons wortelmamas ervaar hulle skuldgevoel. Hoekom kan ek nie saam my kind in die chaos opereer nie? Hoekom voel ek altyd ek wil my kind verskree as hulle alles vuil maak en vuil los? En dan is dit eintlik, as mens nou terugdink aan jou behoefte as 'n wortelmamma, dat jy hou van daai orde. Jy wil hê die goed moet wees waar dit moet wees. En ja, soos ek sê, daai mom guilt is maar 'n verskriklike ding. Ek dink as die baba van 2 punt something, 3 punt something kilogram vir jou gegee word, dan kry mens daai ekwivalent, dink ek, 'n ton van mom guilt saam met dit. Ek gaan ek hoor by al die mammas, so, en ek dink ons voel onsself genade gee, nê? En onsself verstaan, want ek dink as jy as wortelmamma besef dat, weet jy wat, ek raak gou oorweldig en ek raak gou benoud as al te veel dinge om my gebeur, en dan vir jouself strategie in plek sit om jouself te help, dan is dit perfek eintlik. Dan kan jy 'n wortel wees. Dit is nie verkeerd om 'n wortel te wees nie. Mense het net nodig om te weet dat jy 'n wortel is, want dit help. Ja, ek wou nou juist vra, nou dat mense kennis het en jouself dalk beter verstaan, watter strategie is daar nog? Jy weet, hoe reageer jy daarop? Ek dink ook byvoorbeeld soms is dinge maar buite jou beheer. Byvoorbeeld, dit is dalk vir jou al ewige lawaai en geraas, maar jou kind het nou maatjies en hulle het kinderpartytjies die hele naweek en julle kan nie gaan. So hoe kan 'n mens dalk aanpas by jou omstandighede en die beste daarvan probeer maak? Vir alles daar dalk 2 verskillende style is, soos jy sê, jy en jou man is 2 heeltemal verskillende persoonlikhede. Kan 'n mens dalk daar ook bietjie balans vind om dit te laat werk? Ja, so ek dink daar's nou 'n lekker voorbeeld van 2 verskillende sensoriese style wat saam bly. So baie keer as ek bietjie oorweldig voel, ek is meer aan die sensitiewer kant, my man is meer aan die blaarkant. So dan as ek sien my kinders is net hulle het daar beweging nodig en hulle wil net uit, dan is ek sê, okay, goed, julle gaan nou saam met pappa op 'n avontuur, en dan is pappa so bly en opgewonde oor, en dan gaan die kinders en ek kry my oomblik se stilte. Lees 'n boek, verf, doen ietsiekie rustig en ek laai myself weer. So teen die tyd dat hulle terugkom, is ons weer okay, ons is nou weer reg om aan te gaan met die chaos. Maar ek dink daar's 'n hele paar tegnieke wat mens kan gebruik om jouself te help. Ek dink die eerste een, soos ons gepraat het, is om bewus te wees van wat is jou behoefte op 'n sensoriese vlak. Ek dink dis die beginpunt. En dan om van 'n mens se sintuie gebruik te maak om jou te help om te reguleer. Soos byvoorbeeld, as mens net musiek gebruik, vir 'n wortel sal stilte of sagte klassieke musiek, of selfs daai noise cancellation oorfone wat mens kan kry insit, net om so 'n bietjie 'n kalmte op 'n auditiewe vlak vir jouself in te bring, dat mens nie oorlaai word met al die klanke nie. Vir 'n boomstomp byvoorbeeld sal mens ietsie vat wat bietjie 'n harder musiek is, wat 'n definitiewe drom en ritme
tipe musiek is wat lekker vir jou daai gevoel gee in jou lyf wat jy net wil begin beweeg. En dan vir 'n wortel, ag nie vir 'n wortel nie, ek bedoel 'n blaar, sal mens natuurlik instrumente of liedjies kry wat verskeie instrumente in het waar daar sang by is, soos byvoorbeeld 'n jazz tipe ietsie, 'n lekker opgewekte beweeglike dingetjie. So ek dink om 'n lekker liedjie te luister help ook jou om weer terug te keer na waar jy gereguleer voel. En dan as ek vir 'n oomblik kan uitgeek, 'n mens se kakebeen is baie belangrik as dit nou kom by regulasie. Want in 'n mens se kakebeen is daar die grootste konsentrasie van proprioseptiewe terugvoerreseptortjies. Proprioseptief of propriosepsie is 'n baie fancy woord. Ek verwag dat niemand dit moet onthou nie, maar dit gaan eintlik net oor die selletjies en die reseptors eintlik in jou spiere en in jou ligamente wat vir jou help met regulasie en daai diep druk vir jou gee. So eintlik as jy dink aan kakebene, enige iets wat jou kakebene teen weerstand gaan laat werk of jou kakebene gaan beweeg, gaan vir jou help om te reguleer. Maak nie saak of jy oor gestimuleer is en of jy onder gestimuleer is nie. Dit gaan vir jou help om bietjie op 'n beter plek te wees op 'n sensoriese vlak. So byvoorbeeld 'n chappie wat jy kan kou is 'n goeie ene. 'n negatiewe ene is naalskou of jou velletjies langs jou vel kou. Maar dit is ook die rede is maar ook omdat jy jou kake wil stimuleer en dan daai regulasie gedeelte wil ervaar. Maar as mens goedjies drink uit 'n waterbottel uit byvoorbeeld, of as mense take-away koffietjie kry en ons so 'n lekker doppie op, ek hou van dit want dit voel vir my dit reguleer my. As mens enige ietsie wat eet wat kraak soos 'n wortel of 'n koekie, of selfs ietsie wat jy kan byt en afskeer wat teen weerstand werk, soos 'n mango strip of 'n biltongstukkie. Dit alles werk nogals eintlik baie lekker met die regulasie en die byt en die kou en so aan. So ek is baie lief daarvoor. Ek het altyd in my handsak 'n pakkie wine gums vir my kinders as ek sien hulle raak so 'n bietjie en dit ook so 'n bietjie nodig om te grond, dan gee ek vir hulle iets om te kou. Ek hou nie so baie van die baie suiker daarin nie, maar die voordeel van die regulasie is my goed. So dis so ja, 'n balans wat 'n mens moet daarso hou. En dan natuurlik 'n ander manier of 'n ander rede hoe mens ook onsself kan help as ouers om te reguleer is met rotine. So as 'n mens vir jouself in 'n rotine kan plaas en veral vir die blare mammas wat dit moeilik is om 'n rotine te doen, kan mens altyd vir jou reminder op jou foon sit. Vir die boomstomp mamma kan mens ook rotine of reminders sit op jou foon om te sê ook goed, onthou dis nou middagete of onthou ek moet gou-gou 'n draai loop of wat ook al dit mense nie heeltemal jouself vergeet in daai opsigte nie. Maar ja, ek dink om te weet wat gebeur in jou dag is 'n goeie ding. En met die rotine gedeelte, as jy 'n mamma is wat gou oorweldig voel, om dalk so extra 5 minute of extra 10 minute in jou dag in te werk, waar jy kan sê, okay, goed, ek het nou klaar gewerk, maar die eerste 15 minute nadat ek klaar gewerk het, gaan ek gou 'n koffietjie drink, ek gaan in die tuin loop, ek gaan gou 'n pilates trek of 2 doen, net om jouself weer te reguleer voordat jy die volgende fase van jou dag aanpak, waar daar sê net maar al die chaos is wat soms saam met kinders kom ook. So net om jou toe te laat, jouself permissie te gee om nou ekstra tyd te hê om vir regulasie doeleindes. Dan ek dink ook een van die oulike dinge wat 'n mens kan doen is beweging. So ek het dit genoem loop in jou tuin, maar self ietsie soos asemhaling, teen weerstand asem te haal is ook goed. 'n Baie lekker enetjie wat ek baie van hou is as jy jou handpalms so teen mekaar druk en jy druk hard en jy trek en jy druk en jy trek, dan is dit nogals 'n lekker diep druk beweging wat vir jou lyf kan gee wat ook help met regulasie ook. So ja, so beweging is ook 'n lekker enetjie. Ek het vir myself 'n nota gemaak toe gesê het van daai wegneem koffie want ek het so gewoonte om na die kinders in die oggend by die skool af te gelaai het, eerste stop vir 'n takeaway cappuccino hier by my gunsteling plek. En nou gaan ek dit rebrand. Dit is nie meer 'n kafeïenverslawing nie. Dit is nou net ek wat sensoriese integrasie en regulering doen. En dit sal ook 'n goeie rede wees om myself vir 'n full body massage te stuur. Ek weet want dit is ook 'n goeie ding as dit net is om die handpalms te druk nie. So dit also is eintlik sommer net bietjie self-care ook. So dankie vir dit. Baie dankie Arika, dis lekker praktiese idees wat jy gee. As mense meer wil leer en bietjie wil seker maak watter van hierdie style is, het jy hulpbronne waarheen kan jy hulle verwys as hulle nou na hierdie episode nog meer wil uitvind? Ja, so daar is 'n vormpie met 10 vrae wat hulle kan merk
tussen 1 en 5, waar as jy die nommertjie 1 kies, dan sê hy ek ervaar hierdie stelling amper nooit nie. En dan as jy die nommer 5 merk, dan sê jy amper altyd ervaar ek dit. So dan is daar 'n vraelysie wat hulle kan invul wat al 3 so mooi uitmekaar het gaan sit, en dan as jy dit optel, dan kan jy kyk watter sensoriese styl pas jou eintlik die beste. Mens mag dalk sien dat van die sensoriese style se totale baie na mekaar is. So as daar so 'n 5-punt verskil is, dan beteken eintlik dan jy het 'n gemengde styl dan, of as jy definitiewe een styl het ook. So ek dink dit sal 'n goeie ding wees om te doen, om te weet waar lê mens, as jy 'n blaar of 'n boombas of 'n wortel. Ja. En kan ek die skakel daarvoor op 'n Maan Mikrofoon se sosiale media ook deel? Ek sal dit by hierdie video ook opsit. Jy is baie welkom om dit te doen. Luisteraars en kykers kan dan dophou. Ek sal dit op Maan Mikrofoon deel en dalk sommer die skakel as jy op YouTube kyk hierso op die skerm sit as jy wil gaan uitvind wat jy is. Alrika, so amper voor ons afsluit, dalk net jy sien baie ma's en kinders in jou praktyk. Dalk net 'n woord van bemoediging vir ma's. Wat is van die raad wat jy vir hulle so ter afsluiting kan gee en van die uit jou kennis en die dinge wat jy sien? Ek dink daar's so baie wat ek eintlik kan noem, maar ek dink die groot ding is ons mammas, ons is baie te hard op onsself. Ek dink om meer genade te hê vir jouself en om nie te verwag dat jy moet perfek wees nie. Ek dink dit is 'n baie belangrike ding om te leer en om maar toelating te hê vir die verskillende sensoriese style wat in jou huis is. En ek dink belangrik daarbey jou eie sensoriese profiel, want as 'n mamma nie okay is nie, dan is die hele huis nie okay nie. So ek dink dit is so belangrik dat mammas hulle self prioritiseer om seker te maak dat op 'n sensoriese vlak ook dat hulle na hulle self omsien. Ja. Baie dankie. En so ten slotte, wat het jy by jou eie ma geleer? Het sy oor iets uit jou beroep uit of sommer net in die algemeen? Dit is my so moeilik om te antwoord, want daar's baie dinge en ek seker jy hoor dit by al jou gaste, maar daar's so baie dinge wat mens leer by 'n mamma, nê? 'n Mamma is 'n bron van lewe. So my ma se gunsteling sê ding was: sit aan jou lippies en daag op. En dis nou haar manier van trek aan jou brawe broek en gaan doen dit net. Soos hou bang wees en doen dit net. So ja. Pragtig en so mooi dat jy sê 'n bron van lewe en dit kom weer terug na die boom en jy wat jou hele praktyk rondom dit gebou het. So ek dink dit alles, it ties together. Soos ons nou in Engels sal sê. Baie dankie. Dankie dat jy jou tyd en kennis het en soos ek sê, ek is bly ons fokus nie net op kinders nie, maar ons deel ook die kennis oor onsself en oor ouers, dat ons onsself beter kan verstaan en dan ons kinders beter kan verstaan. Dankie Alrika. Dankie vir jou.